Ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories maar we lewe in die tuine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Met 2025 agter ons kan ons nie anders as om terug te dink aan die dinge wat hierdie jaar so wonderlik en uniek gemaak het nie. Hallo en welkom by Klets Kompas vir ons Januarie episode wat ons in ons argiewe gaan krap vir die bestes van elke maand en hierop volg die beste 2 onderhoude wat ons gedoen het in Mei 2025. Welkom terug en hier in die ateljee met my, meneer Byron Joseph. Hy is die voorsitter van die Filmmakers Vereniging van Namibia. Welkom Byron. Okay, lekker om hier te wees, Pieter. Dankie, dankie. Byron, jy moes ook al deur en deur 'n teaterman en ek is seker jy het baie herinneringe van wyle Freddie Philander. Kan jy dalk iets met ons deel oor die Bobas? Hy was een van die grootste persoonlikhede in die bedryf gewees in kunste in. En die legacy wat hy nalaat ook, is baie groot en baie sterk. Die invloed wat hy gehad het op die filmbedryf, op die theaterbedryf in Namibia was, skryf ook, hy was 'n krannige skrywer ook gewees. Ja, Ek dink sommige van sy boeke word op skool geleer deesdae. Maar mense soos Lucky Peters, Vixen Angula, Norman Job, groot name in die bedryf, ou name in die bedryf. Hulle het almal deur Freddie se breiskool gekom. So hy was regtig fundamenteel in die bou van hierdie bedryf. Ek kan onthou vir Freddie het ek eerste keer ontmoet op skool toe hy daar gekom het met sy toergroep, met Felicity Pimento hulle en hy het altyd skoolkompetisies gereël vir teater en dis ook in die bedryf gekom het. Deur daai man se invloed. Dus ja nee, ek het regtig ons het 'n vriend verloor en 'n baie inspirerende kreatiewe mens. Ja, regtig. Maar van die teaterverhoog tot op die silwerdoek. In jou hoedanigheid as voorsitter van die Filmmakers Vereniging van Namibia, vertel ons bietjie, dit lyk daar is nou lig in die tonnel. Die regering het onlangs aangekondig dat meer geld beskikbaar gaan gemaak word vir die kunste. Ja. En ons weet dat in die verlede was daar, die regering het ondersteun tot 'n mate. Hoe het die proses gewerk? Hoe het die geld vanaf die regering tot by die filmmakers gekom? Kyk, as jy nou praat van die verlede, dan was hy gewees deur die kommissie. Die Filmmakerskommissie van Namibia. Maar hulle het gewoonlik net grants uitgegee. Ek weet nie wat is die korrekte Afrikaanse woord, maar hulle het gewoonlik grants uitgegee. So die geld is gebestee op films met nie 'n groot verwagting op 'n return on investment. Okay. As die Engelsman sou gesê het nie. Ja. Ek dink wat nou gebeur het hierdie jaar met die nuwe bewind en ons nuwe president wat baie sterk voorstander is van die kunste en ons waardeer dit baie. Is dan nou 'n groter ondersteuning vir die bedryf. Maar een ding wat ons by die Filmmakers Assosiasie oor en oor beklemtoon is dat ons moet versigtig wees dat hierdie nuwe fondse en hierdie nuwe impetus om die bedryf te laat groei nie in die verkeerde rigtings gaan nie. Ja. Ek lyk so as jy sê daar's 'n lig in die tonnel. Ja. Maar ons moet versigtig wees dat dit nie 'n aankomende trein is nie, asseblief mense. Ja. So ons moet die geld in die regte dinge investeer. Asseblief. Ek weet nie of jy gevolg het in parlement nie. Daar was 'n paar vrae gewees rondom, ek dink daar was 50 miljoen vir die kreatiewe industries geoogmerk. Ja. Maar die vraag is, waar word dit bestee? Is dit op awards of wat is dit, toekennings of is dit op wat is dit, equipment en die dinge? So dat dit lyk ons weet nie wat ons wil hê nie, maar dis nie waar ook dit. Sedert verlede jaar is ons krannig betrokke saam met die National Arts Council in die ministerie van kunste, saam met die NIPDB byvoorbeeld in talle vergaderings gewees waarin ons programme en konsepte aangewerk het wat ons graag wil voorstel vir die bedryf om die bedryf te help groei. Een van die dinge wat ons definitief aanspreek is die basiese probleme wat ons het in die bedryf. Fondse is 'n probleem. Alhoewel daar fondse was in die verlede en dis te min om dit sustainable te maak oor die langtermyn. Ja.
So 'n bietjie dit is ook 'n bietjie wyd uitmekaar uit die ondersteuning wat ons gekry het. So jy kan nie 'n bedryf bou saam met sulke ondersteuning nie. So ons hoop om hierdie dinge meer te fokus om seker te maak ons bou 'n bedryf wat homself kan fonds aan die einde van die dag. Nie wat nie net afhangend is van government subsidies en so af nie. Ek bedoel anders is dit mos nog nie die moeite werd om te bestuur of te invest in so iets. Jy praat van die betrokkenheid met beplanning. Ek het gehoor daar is 'n gedagte wat geopper word van 'n film city. En ek wonder, dink jy dit is die beste manier om die geld te bestee? Sjoe, dit is 'n baie groot droom. Ek dink is 'n dit is 'n wonderlike idee om mee te begin. Dis nie die eerste keer wat die idee as sulks opkom nie. Maar ek dink die idee het baie implikasies. Miskien is dit 'n langtermynvisie daai. Okay. Laat ons miskien in die volgende 5 tot 10 jaar kan kompeteer met plekke soos Kaapstad, wat net verlede jaar nog al hulle studios geopgradeer het om te kan pas by die nuutste Hollywood standaarde. So as jy moet dink om so iets van die grond af nou te bou, gaan biljoene kos, om die minste te sê. En ek dink nie dis wat die industrie nou nodig het nie. Wat die industrie nou nodig het, is die fondse om werke te kan skep. Okay. En die werke gaan ons skep deur meer plaaslike films en content te produseer. Dis waar jou kinders gaan werk kry. Die jeug, ons praat van die jeug moet bemagtig word. Ons het 'n sterk vroue verteenwoordiging in die kulturele en in die filmbedryf spesifiek ook. So dis waar hulle ook bemagtig gaan word. So dis waar die geld eers moet gaan. Die ander ene wat baie opkom behalwe die film city. Is byvoorbeeld die awards of die toekennings wat hulle wil gee. Ek dink sommige van die nommers wat rondgegooi word is 200 miljoen etc. Maar hoe kan jy mense toekennings gee as hulle nie eens iets kon gemaak het? Hulle het geen ondersteuning gehad om net 'n film te maak of hulle se storie op die silverskerm te kan sit nie. En dit is vir my nogals waar die opportunity lê ook hier. Omdat die mark so underfunded en hy is nog nie geontwikkel en geongin nie. Ons plaaslike kulturele mark, as jy dan nou wil, dis nog nie goed geongin nie. So dis waar die waarde lê. Dis waar die kans vir ons lê om ekonomiese benefit te kan create en ook dan om ander dinge so die werke te skep wat die huidige bewind graag wil doen. Is daar genoeg geleentheid vir ons plaaslike gehoor om ons films te sien? Dis 'n tweeledige vraag daai. Aan die een kant nee. Die moontlikheid is daar nie. Ek dink die nasionale uitsaier probeer doen wat hulle kan in daai verband in. Maar dis die ander gedeelte van die saak. Daar is nie genoeg van dit nie. Jy kan nie een kort filmpie in 'n jaar of in 'n week in uitsaai nie. Ek meen as jy net kyk na Suid-Afrika in die mark, kyk net en sulke stasies, hoeveel stasies kyk net nie nou al nie. So daar's 'n baie groot mark in terme van plaaslike ander dinge is content as jy dan nou wil. Dat die woord moet rondsoek, maar so daar is 'n mark daarvoor, maar dit word nog net nie juis geontgin in hierdie terme of ons is nog nie besig. Die vereiste van hierdie mark waarvan jy praat, is dit so streng dat byvoorbeeld iemand met 'n selfoon wat saam met sy vriende iets bymekaar slaan, kan hulle daai mark benut of nodig hulle nou die beter gehalte klank en goeie kameras? Is dit die toerusting wat ons uitsluit? Nee, ek sê altyd vir mense, kyk, as jy die kamera wat die werk doen, is die kameraman. So 'n goeie kameraman met enige tipe wat is 'n device as jy wil. Sal vir jou 'n goeie produk kan gee aan die einde van die dag. En die teenoorgestelde ook. Jy kan die duurste kamera hê, as jy nie weet wat jy doen nie, gaan dit nie werk nie. So die mense is die belangrikste ding in hierdie storie. Daai moet ons nie vergeet nie. So ons moet eers in die mense in bestee. Invest in hulle in. Dan gaan hierdie ander goede bykom. Maar om direk die vraag te antwoord, nee, dat niks kleur jou nie. Ek het 'n paar vriende van Dubai wat by mekaar gekom het en met iPhone 16's, want die ding se kwaliteit is so goed ook hier. Met iPhone 16's 'n film geskiet het oor die vakansie. Hulle is nou in wat is dit besig met wat is die snitte en so aan. So daai is baie nice en dis die vooruitgang van die tegnologie wat dit vir ons soveel makliker gemaak het. Ek meen
wat is dit, AI, is, Ja. ons moet nie skrik vir dit nie, dan maak net die ding meer makliker en accessible. Ja. Maar dan moet ek net beklemtoon aan die einde van dit, Kito, enige iemand kan dit doen. Enige iemand is 'n storieverteller. Ja. Enige iemand kan sing, maar nie Ja. almal is Celine Dion of Dis waar. dit moet ons dis nie waar. vergeet Ja, nie. ja. Byron, ons het nie meer baie tyd oor nie, maar ek wil afsluit met jou verbeelding. Verbeel jou, ons het 'n perfekte filmbedryf in Namibië geontwikkel. Hoe lyk dit? Mense is besig om plaaslike stories in hulle se tale in elke dag te vertel. Ons kan dit sien en wat is consume op ons social media, op die televisie, op die radio. Ons kan onsself sien. In terme van ons verbeelding, ons kan ons verbeel hoe wonderlik ons in Namibië kan wees in 10 jaar, in 20 jaar, in 100 jaar, in 1000 jaar. Ja. Jy weet wat van 'n Namibiese sci-fi. Ja, Ek meen ons kan dis waarna ek uitsien ook hier. Ons het die stories om te vertel plaaslik. Ons nodig net die ondersteuning en om seker te maak dat hy die fondse en die ander dinge se support wat ons nou het aan die regte dinge gebestuur word. Baie dankie, baie dankie. En baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Dit was dan ons onderhoud vir vandag, maar ons kom nog weer terug met nog meer vir u. Bly by ons. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Ons het nou net gesê ons hou van hastige vroue hier op Kletskompas en dis is dit baie lekker om 'n hastige vrou langs my te hê. Shanay Havenga, hoe gaan dit? Goeiemôre, of sal ek sê middag, dit gaan baie goed, dankie en self. So, vertel vir ons bietjie, jy is 'n motorsportdeelnemer en jy's onlangs gekies as 'n vroue in motorsport ambassadeur. Wat presies beteken dit? Okay, so basies, ja, deelnemer. Ek moet die vroue hier in Namibië ondersteun met ons motorsport. Ek was laas jaar by 'n immersion program wat die FI aangebied het. Baie geseënd om dit te kon doen en deel te neem aan dit. So daar het mense baie gesien van hoe baie vrouens daar eintlik oorsee is wat deelneem aan motorsport. En in Namibië is daar 23 deelnemers tans wat aan die nasionale kampioenskap deelneem. Dan het ons natuurlik officials, sorry, dis nou die Engelse woord. Praat ons soos jy praat, suster. En dan het ons 8 marshals wat ook deel is van ons vroue community. So my doel is om hulle daar buite te kry en blootstelling te gee aan ons vrouens hier in Namibië wat ook 'n mannesport doen, soos baie mense dit ken. Ja. En jy het voordat ons nou begin het jy gesê jy is nogals verbaas om te sien dat 75% van mense glo dat dit verbeter motorsport maak as vroue deelneem. Hoekom het dit jou verbaas? Ag, omdat ek al daar was, deelgeneem het. Ek het op 15 het ek begin met 'n rallycross. Nie vir lank dit gedoen nie, want die rallycross het maar doodgeloop in Namibië en ek het toe op 16 begin met langbaan. En natuurlik het ek daar teen mans gekompeteer, Ja. so 'n 16-jarige meisiekind teen groot mans. Hallo julle. Dit kan nogals intimidating wees, Ja. sou ek gesê het. En ag, daar hier en daar maar goed gebeur wat mense gedink het, kan mens regtig 'n toekoms maak van dit. En hoe mense maar praat en so sê, ja, maar dis maar meer 'n manne ding, want hoe kan 'n vrou inpas? So dit was baie lekker om dit te kan sien dat 1 uit 4 mense sê, ja, dit sal dit beter maak, want ek dink regtig ook so. Ek wil nie sê 'n vrou ry skoner in 'n manier as 'n man nie, maar jy weet dit gaan definitief groei in die sport dan. Ja. En ons natuurlik hierdie internasionale gewig agter
vroue in motorsport met F1 Academy, met Girls on Track waar jy ook betrokke was in Namibië. Maar dink jy dat daar wel verskille is in hoe vroue en mans hanteer word in motorsport? Dink jy vroue moet bietjie anders hanteer word of dink jy dis maar dieselfde? Nee, ek sal sê die vrouens word definitief anders gehanteer. Soos ek was al daar gewees en soos mense dit al gesien het, byvoorbeeld laas jaar by die Morzine Rally waar ek deelgeneem nie deelgeneem het, ek was daar en gekyk, het ek vir een van die drywers gevra kan ons 'n foto saamneem en dit was 'n vrou en sy sê nee, ek is glad nie 'n bekende drywer nie, maar enige tyd. Toe dink ek, maar jy's 'n vrou wat rally ry. Dit is great. So kom ons expose jou en ons doen dit. So ja, ek dink vrouens word definitief anders gehanteer. Maar dis okay. Ons moet ons man staan, as mens dit so kan noem, en dan dit verder vat. En dis hoekom ek graag die dames en meisies hier wil help om dit te kan doen. Ja. En as jy kyk na die dames en die meisies hier, wat dink jy is dit wat hulle uit motorsport uithou? Of dink jy hulle gaan maar in dieselfde syfers in motorsport in as die seuns en die mans? Ek dink soos die mensdom dit sal wil hê, is van die vrouens skrikkerig, want jy weet dit word gesien as 'n mannesport. Ek sal nie sê meer so baie soos altyd nie, maar dit is 'n ding wat so gesien word en dalk finansiële aspekte ook, veral in Namibië, ons word nie gesponsor soos oorseese drywers of so nie. So mense moet outomaties baie harder hier werk om dit te kan doen. Na die dag was daar een van die go-kart meisies wat 'n ongeluk gehad het, Tony Rust. En verstaan, jy is in 'n ongeluk en jy skrik groot. So baie keer het mense nie daai vermoë of daai krag of daai glo in jouself om te sê dis okay. Ek leer hier uit en volgende keer gaan dit beter. So dis byvoorbeeld soos by haar wat mens moet vir haar daar wees en vir haar sê, weet jy, kom ons gaan doen hierdie of ons help jou met hierdie en moet net nie ophou nie want 'n aanhouer wen altyd. En dan wat dink jy doen ons om hierdie gaping te oorbrug om meer vroue, Modern Equals se navorsing wat ek julle aan die begin van vertel het, sê ook half die feit dat net 10% van deelnemers vroue is en dat daar minder meisies onder begin. Wat dink jy doen ons om daai gaping te oorbrug? Op die stadium nie veel nie, maar dit is wat ek wil doen. Ek wil dit daar uit buite kry dat vrouens hier in Namibië kan dit ook doen. So om dit dan blootstelling te gee en ons dames en meisies ook blootstelling te gee en te sê, maar kyk hier, ons is 23 in totaal 40 wat deelneem in motorsport in Namibië. So kom ons maak dit groter en ons kyk hoe ver ons kan kom. Ja. En ek dink iemand wat vir jou en vir die motorsportgemeenskap in Namibië nie 'n vreemdeling is nie. Hy het ook al op Kletskompas gekuier. Derek Jacobs, 'n absolute groot persoonlikheid in Namibiese motorsport en hy sit baie gewig agter vroue in motorsport en hy sê altyd vir deelnemers of hulle vroue of mans is, jy's op die wêreld verhoog. Dink jy dis waar? Dink jy Derek praat maar net so 'n bietjie nonsens met ons op Kletskompas of dink jy dis waar? Ek dink definitief dit is waar. Dit is regtig, dit is amazing. As jy vat Zoe Washmit wat in Australië gaan MX ry het, dit is fenomenaal. Daar's 2 meisies wat nou soos in Suid-Afrika wat na die F1 Karting Academy toe gaan. Dit is iets waarvoor ons kan mik, want daar's 'n 6-jarige meisiekind in karting in Namibië. So daar's 'n 11-jarige. So wat keer ons om hulle ook daar uit te kan kry. So dit is regtig ons kan dit doen. Ek weet ons kan. So ons kan dit doen. Wat dink jy is prakties? Wat is stap 1 om seker te maak dat ons daar kan uitkom? Jy weet jy kyk na motorsport in Suid-Afrika waar daar meer deelnemers is, meer borge is, dis dalk bietjie meer ontwikkel. Wat is ons volgende stap om daar te kan uitkom? Ons volgende stap sal ek sê is om in daai persoon aandag te gee, te invest soos mense in Engels sal sê. Om te kyk, het daai persoon regtig die potensiaal. Byvoorbeeld, kom ons vat die 6-jarige meisiekind. Ek commit myself op haar en ons gaan oefen en ons kyk, het sy regtig die potensiaal om te kan gaan, kom ons sê eers Suid-Afrika en dan internasionaal, voordat mens invest in iets en dan verstaan jy wil nie net iets doen en dan werk dit nie uit nie. Ja, net om te sê jy het dit gedoen. Ja, presies. So mense moet altyd soos
maar onder begin en kyk, is die commitment daar van die persoon of is die potensiaal daar? Ek dink natuurlik enige vrou wat 'n vinnige kar kan ry en hom kan hanteer, het die potensiaal om so iets te kan doen. So ek glo regtig daarin, maar ek dink 'n mens moet daar begin en kyk wat is daar wat nog kan verbeter op 'n later stadium. Fantasties. En dan wil ek ook by jou hoor natuurlik soos wat ek nou al hoeveel keer genoem het, daar's hierdie gewig internasionaal van die FIA op streeksvlak hier in Afrika, op internasionale vlak wêreldwyd om meer vroue te bemagtig om in motorsport te kan deelneem. Maar beteken dit vir jou as 'n vrou wat deelneem aan motorsport? Wat beteken dit vir jou dat daar programme is soos Girls on Track wat wil hê vroue moet in motorsport inkom, F1 Academy, al daai. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken ongelooflik baie. Ek moet self sê die Girls on Track het 4 verskillende kategorieë. So outomaties begin dit by 5 tot 18 jaar en dan staan 18 tot 22 en weer 18 tot 30 vir al die rally rally skool waarna jy kan deelneem. So dit beteken vir 'n mens baie want jy weet daar's hoop daar buite. Dit is nie jy sit net hier terug en wonder, okay, maar hoe gaan ek eendag 'n F1 drywer kan word? Hoe gaan ek daar uitkom? Maar dis daai klein goedjies waar jy moet begin voor jy daarbo kan uitkom en gewoonlik soos ons nou gepraat het, dis moeilik. Maar as jy eers daar is, dan is dit so rewarding om daar te kan wees. Okay, fantasties. En dan wil ek met jou praat oor vroue wat reeds in motorsport was. Daar's mense soos Michelle Mouton, Desiree Wilson. Is daar 'n vrou waarna jy opsien in motorsport? Op die stadium is daar Bianca en Mag sê jouself. in F4. Ja, ek natuurlik, daar's nog iemand soos hier by ons, sal ek sê Stefanie Botha. Ja. Definitief ek wil nog altyd rally gery het. Dis hoekom ek nou maar navigator is. Dit is die eerste stap tot op 'n rally drywer wees. Ja, maar jy weet jy kan altyd 'n rolmodel hê, maar op die einde van die dag kan jy ook jou eie rolmodel wees. So net in jouself glo en werk tot daar waar jy wil kom. En dit is dan dit, ja. Okay, fantasties. Baie dankie dat jy by ons was, Shanae. Jy kan jou eie rolmodel wees en hulle sê enigiets wat 'n man kan doen, kan 'n vrou in hakke doen, maar ek dink nie jy moet agter die stuur van 'n rallykar inklim. Mense sal nooit weet. Baie dankie dat jy by ons was, Shanae. Baie Dit dankie. was Shanae Havenga, 'n vroue in motorsport ambassadeur hier in